Baie dankie, kom maar sit. Dankie vir die musiek, oom Vernon. Dit is vir ons 'n voorreg om oom vanoggend hier by ons te hê. En ek wil ook die digitale gemeenskap verwelkom. Ek moet net by voorbaat om verskoning vra vir vandag se dienste se opnames, is ons so 'n bietjie kort op hande. Ons is eintlik bietjie meer in die kerk as wat ek verwag het. Ek het gedink die kerk gaan heelwat leer wees met ons huweliksverryking naweek wat hierdie naweek aan die gang is daar by Loskopdam. Is daar eintlik omtrent al ons leiers wat met die opnames en so aan betrokke is almal daar. So tussen ek en Rian moes ons vanoggend so 'n bietjie gespring het om vir hulle in te staan. Maar nie terwyl ek glo dat hy ook 'n hierdie geseënde Sabbat sal hê, soos wat hulle daar in die natuur het. Die titel van ons boodskap vanoggend is toegewyde vryheid. Toegewyde vryheid. En die boodskap van vandag skakel eintlik aan by die vorige paar boodskappe. Ek gaan net so 'n bietjie terug na die laaste paar maande toe. Van die boodskappe het begin om te praat oor Jesus se of God se liefde vir die mens, hoe baie hy vir die mens gegee het om homself op te offer vir die mens en sy seun te stuur om daai liefde aan die mens te kom openbaar. Omdat die mens nie in sy sondige natuur daai liefde ken en verstaan nie. En die rede hoekom die mense dit ken en verstaan nie is as gevolg van sonde wat die wêreld binnengedring het. Toe Adam en Eva gekies het om nie aan God gehoorsaam te wees nie, maar aan Satan, het hulle 'n sondige natuur gekry, die natuur van God of die goddelike natuur het hulle verlaat en hulle het daardie bose natuur van Satan aangeneem toe hulle gekies het om eerder aan die Satan gehoorsaam te wees. Maar dis ongelukkig nie waar dit gestop het nie. Dis eintlik nice geweest het dit is waar dit gestop het, maar ongelukkig het die belofte ook gesê dit sal by die nageslagte wees en dit is hier waar ons vandag is. En as ons kyk in die wêreld om ons en in ons eie lewens, dan sien ons die effekte van sonde wat om ons is en ons eie lewens gebeur. Hoe ons self deur pyn en lyding moet gaan, ons geliefdes deur pyn en lyding gaan. En ons sien hoe daardie sondige natuur ons elkeen affekteer in ons lewens. Maar God het nie gesê dat ons net so moet voortbestaan en aangaan in hierdie sondige stryd waarin ons is nie. Hy het gesê, hy gaan ons kom verlos. En hy het sy seun gestuur juis om ons te verlos, om die prys te kom betaal uit genade. So ons het geleer van God se liefde, wat onkondisioneel is, oneindigend is, en dan het ons God se genade gesien, sy selfopofferende genade. En in sy selfopofferende genade is daar ietsie wat ons moet verstaan, is dat genade is nie onkondisioneel en oneindigend nie. Die liefde is. Die liefde maak die genade moontlik, maar die genade is kondisioneel. Genade is slegs vir 'n persoon wat dit aanneem. Die liefde van God is vir almal. Selfs vir die wat nie vir God lief het nie. God het hulle ook lief. Maar die genade kan slegs in werking tree vir die persoon wat ook terug vir God lief is, wat daardie genade aanneem. En in daardie genade word ons dan gered wanneer ons tot bekering kom, wanneer ons kies om die ou self te laat agterbly. Die ou lewenswyse, kom Paulus verwys na die heidense lewenswyse. Nou ek dink die woord heiden is nie iets wat regtig so seer meer in ons taalgebruik opgeneem is soos wat dit was in Paulus se tyd nie. Maar Paulus verwys eenvoudig na 'n ou leefstyl wat ons gevolg het voordat ons Jesus aangeneem het, voordat ons besluit het om hom te aanvaar. En dit is hoekom Paulus vir ons sê, hierdie bekeringsproses wanneer ons daai genade aanneem, is 'n bekeringsproses wanneer ons die ou self afsterf, die ou sondige natuur en die ou wee agterlaat en nou weer terugkeer na God toe en God toelaat om weer daardie goddelike natuur in ons te herskape. Hy sal ons harte besny. Soos wat die God ons harte besny, soos wat hy sy natuur weer in ons herskape, begin sy natuur al hoe meer en meer die sondige natuur uit ons lewens uit wegdruk. Dit beteken nie ons is perfek en volmaak in 'n oomblik nie, wanneer ons tot bekering kom nie. Dit beteken dat ons nog steeds in hierdie sondige wêreld. Dit beteken ons is nog steeds onderhewig aan effekte van sonde op ons en op ons geliefdes om ons. En ons kan dit ervaar in ons eie lewens. En ek is seker daarvan, u kan self dink, en vandat u tot bekering gekom het tot vandag,
kan u ook nie sê, daar het nog nooit slegte dinge met u gebeur nie, of met u geliefdes. Ons is nog steeds in hierdie wêreld. En dit is hoekom Jesus vir sy disippels gebid het in Johannes hoofstuk 17, en vir die Vader gevra het, beskerm hulle, waar ek hulle terugstuur in die wêreld in. Ek vra nie dat u hulle uit die wêreld uit wegneem nie, nee. Ons stuur hulle terug in hierdie wêreld in hierdie omstandighede, maar met beskerming, goddelike beskerming. En dan is dit waar daardie bekeringsproses gebeur, is dan waar regverdigmaking plaasgevind het. Dit is deur genade, wanneer ons regverdig voor God verklaar word. Wanneer Jesus Christus vir die Vader sê, ek staan in vir hierdie kind van u, omdat u kind gekies het om ons aan te neem as sy of haar God en verlosser. En van daai oomblik af is ons verlos. Maak dit sin? Ons is verlos van die oomblik af, wanneer Jesus Christus vir ons instaan as ons hoërpriester. Nou, wanneer u of ek byvoorbeeld van organisasies skuif in ons lewens, kom ons sê ons werk by een maatskappy, en ons besluit om 'n pos te aanvaar in 'n ander maatskappy, miskien in 'n heeltemal radikale ander sektor van die samelewing. En daardie werk waar ons nou betrokke is daar dalk baie meer en hoër risiko betrokke met omstandighede by die werk, waar daar baie hoër veiligheidsmaatreëls intree. Met ander woorde, wanneer ons die nuwe pos aanvaar, dan moet ons onsself onderhewig stel aan die terme en die kondisie van daardie pos. Ons kan nie meer die terme en kondisies waar ons miskien as 'n klerk gewerk het in 'n kantoor, daai selfde terme en voorwaardes saamneem na die nuwe pos toe nie. Waar ons miskien buite in die veld op die myn, miskien tussen die areas is waar hulle dinamiet skiet. Dis heeltemal ander omgewing, dis ander omstandighede. Dis 'n ander pos. En daarom is daar ander terme en voorwaardes daaraan verbonde. En ons moet onsself ondergeskik stel aan hierdie nuwe pos se terme en voorwaardes. Daar's sekere veiligheidsmaatreëls wat ons moet uitleef. En dis dieselfde met die koninkryk van God. Wanneer ons bekeer het en ons het die ou self, die ou pos verruil vir die nuwe pos, is daar nuwe terme en voorwaardes. En om hierdie terme en voorwaardes baie eenvoudig op te som. Die terme en voorwaarde van God, wanneer ons tot bekering kom, sê hy vir ons, laat my toe om my beeld in jou te herskape. Dis eenvoudig. Omdat jy gered is, omdat jy gekies het om my kind te wees, laat my toe om my beeld in jou te herskape. En van daardie punt af vorentoe is wat ons noem die heiligmakingsproses. Heiligmaking begin wanneer regverdigmaking plaasgevind het, wanneer bekering reeds plaasgevind het. Dit kan nie gebeur voor bekering nie. Bekering moet eers plaasvind voordat die rol van die Heilige Gees verander om die beeld van God in ons te herskape. En van daai punt af vorentoe loop ons die pad van heiligmaking. Heiligmaking is 'n pad wat ons elke liewe dag stap. Wanneer ons val, wanneer ons seer kry, wanneer ons foute maak. En wanneer Jesus Christus ons optel en sê, dis oukei my kind, maar gaan en sondig nie meer nie. Gaan en doen dit nie meer nie. Laat hierdie ou self, hierdie ou lewe agter. Laat ek voortgaan om hierdie proses in jou voor te bring. En dan het ons gesien dat deel van hierdie heiligmakingsproses begin by belydenis van sonde. Wanneer ons voor die Here kom en sê, Here, ek is jammer. Ek vra vir U om verskoning vir vandag. Dit wat ek gedoen het, waar ek opgetree het, wat ek gesê het of nie gesê het nie, wat ek dalk nie gedoen het nie, wat ek moes gedoen het, waar ek die naam moes gespreek het en nie, waar ek geswyg het, liewer miskien waar ek die beeld verkeerd uitgeleef het as 'n kind van U. Ek is jammer. Ek vra U om verskoning daarvoor. Dit was ons vorige boodskap van ons gekyk het. Ek is jammer, Here. Dan staan ons op en ons is vergewe omdat ons gered is. Die oomblik wanneer ons tot bekering gekom het en die bloed van Jesus aangeneem het, het Jesus ons skoon gewas van alle sonde, die sonde wat ons in ons hele lewe gedoen het en die sonde wat ons nog gaan doen. Ons is reeds vergewe daarvoor. Behalwe as ons aan daai sonde vaskleef. Behalwe as ons nie daai sonde
vir hom gee nie. Jy sien, Jesus kan net vir ons sonde sterf as die sonde vir hom gegee word. Jesus kan net vir my en jou sterf as ons onsself vir hom gee. Andersins moet ons self die prys gaan betaal. Anders moet ons self intree in die loon van die sonde gaan betaal. So, en dit is hoekom belydenis van sonde so belangrik is, om elke liewe aand verkieslik, so onmiddellik, so gou as moontlik, wanneer ons gesondig het, vir die Here te sê, Here, ek's jammer. Here, ek's jammer. Dit hoef nie 'n 10 minute gebed te wees nie, maar miskien as jy by die werk is, en jy besef het fout gemaak, of in die verkeer is, jy besef het jy het 'n fout gemaak, onmiddellik net vir die Here sê, Here, ek is jammer. Dit wat ek hier gedoen het, of nie gedoen het nie, wat ek moes gedoen het, of nie moes gedoen het nie, ek vra om verskoning. Maar, wanneer ons sonde bely teenoor God, moet ons ook ons misdade teenoor mekaar bely. Met ander woorde, wanneer ons teen God sondig, onthou ons kan nie teen mekaar sondig nie, ons kan nie teen 'n ander mens sondig nie, want 'n mens kan nie sonde vergewe nie, net God kan sonde vergewe. So ons gaan na God toe en ons vra God vergifnis van ons sonde, maar die aksies of dade wat ons uitgevoer het in ons sonde teenoor God, affekteer die mense om ons. En die mense om ons kry seer wanneer ons sondig. En daarom gaan ons na mekaar toe en ons sê, ek is jammer, toe ek my hier meer verloor het en ek het jou gevloek of jou geslaan of wat ook al. Ek vra jou om verskoning. En dit is eintlik waar die hartseer gedeelte van sonde inkom, is dat die persoon wat gaan om verskoning vra, die persoon wat van belydenis van sonde voor die Here vra, kan van daar af opstaan, natuurlik as dit met opregte berou gepaard gaan. Wanneer dit met opregte berou gepaard gaan, staan daardie persoon op en hy of sy is vergewe. Maar die persoon wat die skade gelei het, die persoon wat skade gekry het in die proses, kan 'n wrok saamdra. Hulle kan besluit, ek sal jou nie vergewe nie, ek sal dit nie laat gaan nie. En in ons sonde teenoor God, wat ons ander mense sondig seermaak om ons, maak ons nie net ons verhouding met God skade nie, ons maak hulle verhouding met God skade. En dit is die hartseer van sonde. Dit is iets waarna ons baie versigtig moet kyk, is vir my en jou om te besef ons het gesondig en te gaan regmaak met God en regmaak met ons medemens. Moet ons besef dat ons kan ook iemand anders se verhouding met God skade maak. Ek dink die Sabbatskool les vanoggend het nogals redelik goed na daardie area toe gelei, en veral na die geheeteks. So, dit het ons dan nou gebring na ons vorige boodskap toe ons gekyk het na Here, ek's jammer. Vandag gaan ons kyk na toegewyde vryheid. Toegewyde vryheid. Nou, ek het so 'n bietjie geworstel hierdie week met die titel. Ek het nie geweet of dit moet vrye toegewydheid moet wees en toegewyde vryheid nie, want as 'n mens net die twee woorde omruil, kan die betekenis of die implikasies nogals radikaal verskil. Maar kom ons kyk na die keuse hierso van toegewyde vryheid. Toegewyde vryheid, wat beteken toegewydheid? Wat beteken om toegewyd te wees? Toegewyd tot iets. Dis 'n bietjie harder met praat, ek kan nie mooi hoor nie. Jy gee jou volle aandag daaraan, né? Aan 'n spesifieke ding. Ja, nog iets? Nog 'n gedagte? In daai selfde lyn? Right, so daar sê. So dit is jou karakter wat daar ingesit word in daai rigting waarin jy gaan. In daai ding wat jy geïdentifiseer het, wat jy jouself aan gaan toewy. Byvoorbeeld as dit in jou werk is, dan gaan jy op tyd wees vir jou werk elke dag. Jy gaan jou werksverpligtinge uitvoer elke liewe dag. As jy toegewy is aan jou werk. As jy nie toegewy is aan jou werk nie, dan gaan jy die oggend wakker word en die motivering hê om betyds te wees? Nee, gaan jy die motivering hê om jou werk af te handel en dit netjies te doen tot die beste van jou vermoë as jy nie toegewy is tot jou werk nie? Nee, as jy dalk 'n eksamen moet skryf en jy hou glad nie van hierdie vak nie, dit vir my was dit chemie gewees. Ja, my matriek het ek 'n movie gekyk die dag voor my eindeksamen, moet my nie volg nie, dit het nie gewerk nie. Maar daai toegewydheid is nie daar nie. Daai toegewydheid is nie daar nie, want dit
wat jou doel voor jou is, glo jy nie in nie. En toegewyde vryheid beteken dat ons moet verstaan wat vryheid is. Wanneer ons toegewyde vryheid wil bespreek, dan moet ons weet wat vryheid is. Vryheid is om self die besluit te maak of jy gaan werk toe gaan of nie. Is om self die besluit te maak of jy jou werk gaan doen of nie. Dis vryheid. Gaan daar nagevolge wees van daai besluite in daai vryheid? Ek is seker daarvan jou baas gaan jou inroep. En as dit 3 keer gaan gebeur, dan gaan jy nie noodwendig meer daardie vryheid hê om te besluit of jy werk toe kan gaan of nie. Die baas gaan vir jou sê, daai vryheid gaan nou van jou ontneem word, dat jy nie meer 'n werk het om na toe te gaan nie. Maar dit gaan oor om toegewyd te wees tot die vryheid wat jy het, om daardie besluit te maak om toegewyd te wees. Klink nou soos 'n sirkel. Toegewyde vryheid is om toegewyd te wees tot die vryheid wat jy het, om self te besluit, om toegewyd te wees tot dit waarin jy glo. Toegewyde vryheid. Ons sleutelteks vir vandag gaan ons kyk na Jeremia 29 vers 13. Die Here sê in Jeremia 29 vers 13, julle sal my soek en vind. Wie van u het al goed gesoek wat jy nooit kry nie? Is dit lekker? Nee. Wie van u het al ooit gebid of vir die Here iets gevra en dit voel net asof hy jou nie hoor nie, asof hy nie jou gebede beantwoord nie? Dis moeilik. Maar die Here sê hier in Jeremia, julle sal my soek en vind. Dis 'n belofte. Soos genade is dit kondisioneel. As julle na my vra met julle hele hart. Jy sal my soek en vind as jy na my soek met jou hele hart. Wanneer jy jouself in my doel wat ek vir jou stel insit, jou toegewydheid daarin sit, maar net gedeeltelik, dan gaan ek jou glad nie beantwoord nie. Maar ek sal jou beantwoord, want jy gaan my vind as jy my soek met jou hele hart, nie 'n gedeeltelike gedeelte van jou hart nie. En die uitdaging daarin, hoekom ons dit so moeilik vind om met ons hele hart te soek, is omdat ons sondige natuur, wat ons harte oorheers, nie die goddelike natuur is nie. Dit beteken ons hele hart herskape moet word na die goddelike natuur toe. Nou, wie van ons kan ons eie harte herskape? Niemand. Wie moet ons harte herskape? Die Heilige Gees, God self moet dit doen. Hoe gereeld vra ons om dit te doen? En as dit so belangrik is, pleit ons om dit te doen. Smeek ons om dit te doen. Sodat ons hele hart herskape kan word om daardie natuur van God te kan aanneem. Want die stryd teen self is die moeilikste stryd wat ons ooit kan stry. Die stryd wat ek en jy met onsself stry, met ons eie wil. Ons eie wil in ons sondige natuur lei ons weg van God af. Dit lei ons na egosentrisme toe of selfsug toe. Dis die middelpunt van die sondige natuur. Maar nou dat ons 'n besluit gemaak het om God te vind, sê die Heilige Gees in die heiligmakingsproses gaan ek jou nie na selfsug toe lei nie. Ek gaan jou nie na egosentrisme toe lei nie. Nee, ek gaan jou na God-gesentreerdheid toe lei. Ek gaan jou na die liefde van God toe lei. En dit kan net gebeur wanneer ons harte herskape word. En dit gebeur wanneer ons saam met die Heilige Gees werk. Ons kan nie saam met die organisasie werk wanneer die organisasie vir ons sê, "Hey, ons wil nou hierdie area se grond met die dinamiet opblaas sodat ons daar kan myn," en dan gaan staan ons daar nie. Ons moet saamwerk. Ons moet saamwerk. En as die Heilige Gees in ons harte werk en sê, "My kind, ek wil my wil in jou herskape," maar ons plaas ons eie wil voor die wil van God, gaan die Heilige Gees met ons kan werk? Nee.
Nee. Ons moet God eerstens erken as die hoër gesag in ons lewens. Ons moet die God eerstens erken as die persoon in ons lewens wat beter weet wat ek en jy in ons lewens nodig het as wat ons self dink ons het nodig. En dan moet ons hom vertrou. Dan moet ons hom vertrou dat hy sy wil in ons lewens uitvoer. En wanneer hy sy wil in ons lewens uitvoer, is dit meerderheid van die tyd, amper altyd, lynreg anderster as wat ons self gedink het. Dis omdat ons denkraamwerk gebaseer is op 'n wêreld van sonde. God se denkraamwerk is op 'n wêreld van volmaaktheid en liefde. En God is besig om ons daartoe te lei. En daarom gaan God ons op 'n pad lei wat ons self nie ingesien het nie. 'n Pad wat ons self moet stap, wat ons moet glo, is die weg van die Here, omdat dit nie my eie wil is nie, maar omdat dit God se wil is. En dis moeilik. Dis moeilik om volle vertroue in 'n wese te plaas wat jy nie kan aanvat nie, wat jy nie kan betas of sien nie. Maar 'n wese wat jy die effekte van sy bestaan in die lewe om jou ervaar. Maar dan maak dit nog moeilik. As of wanneer God in ons lewens optree, wanneer God besig is om sy wil in ons lewens voor te bring, en ons sien hierdie ding in ons lewens gebeur, en ons sê dis Beelzebul. Julle weet wat Beelzebul, né? Wat het die Fariseërs vir Jesus gesê? Hy dryf hierdie geeste uit met die mag van die Satan. Met ander woorde, dit wat die Heilige Gees gedoen het, dit wat God gedoen het, word toegeskryf aan iets anders. Die krediet wat word weggeneem van God af, is Beelzebul. Wanneer God in ons lewens optree, wanneer hy ons beskerm of lei, en ons sê, "Sjoe, maar hier was nou toevallig." As daai ou nou nie dit of dat gedoen het nie, dan vertrou ons nie God om sy wil in ons voor te bring nie. Om daai pad te stap, sê God vir ons moet hom soek met ons hele hart, totaal en al. Paulus stel dit bietjie anders, te Romeine 12 sê hy, "En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julleself aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is." Paulus sê nie vir ons hierso, bring jou offer, jou lammetjie of jou bees of jou kalf, en gee dit vir die Here nie. Hy sê, bring jouself, jou hele lewe totaal en al, as 'n offer, nie volgens die standaard van wat ek en jy dink is goed genoeg nie, maar volgens God se standaard. Die standaard wat ek en jy dink is goed genoeg vir God, vir toegewydheid aan sy koninkryk, fluktueer. Dit verskil van mekaar. Vir party mense is dit dalk op 'n Sabbaatoggend tussen 9 en 12. Daai tye gee ek vir die Here. Party mense sal sê, okay, dit is van 'n Vrydag aand af tot 'n Saterdag aand. Dit is my tyd vir die Here. Party mense sal ook sê, okay, dit is 'n Vrydag aand tot Saterdag aand, en dan elke oggend wanneer ek wakker word, daai eerste 15 minute wanneer ek my Bybel open. Of party mense sal sê, ja dit, maar ook in die aande voordat ek gaan slaap. Dis nie God se standaard nie. God sê, op grond van die groot ontferming van God, nie op grond van my persoonlike omstandighede, of van dit wat in jou lewe besig is om te gebeur nie. Paulus sê, op grond van die groot ontferming van God, gee julleself aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. En wat vra God? 'n gedeelte, persentasie, of totaliteit? Totaliteit. Absolute totaliteit. En dit is wat toegewyde vryheid is. Toegewyde vryheid is om onsself toe te wy in daai vryheid, om self te kies en te besluit, om ons
totale lewe, alles wat ons is, alles wat ons het, ons totale bestaan, ons tyd, ons energie, alles aan die koninkryk van God toe te wy. Nie om gered te word nie, maar omdat ons reeds gered is. Omdat ons gekies het om daardie koninkryk na te volg, na te jaag. Nou gaan ons en ons raak deel van daai koninkryk. Ons tree op volgens daardie koninkryk. Ons tree nie meer op volgens die ou posbeskrywing wat ons gehad het nie. Ons neem daai nuwe posbeskrywing van Jesus Christus aan. Toegewyde vryheid. Dis nie iets wat God op my of jou afdwing nie. Dis nie iets wat God vir my en jou sê, jy sal onderdanig wees nie. Jy sal Sabbat in die kerk sit nie. Jy sal jou Bybel oopmaak en lees. Jy sal bid nie. Nee, glad nie. God sê vir ons, dis vryheid. Niks is gedwing nie. Gedwonge onderwerping sal die ware ontwikkeling van die hart en karakter verhinder. Dit sal van die mens 'n blote outomaat maak en dis nie die doel van die Skepper nie. Vir u wat in 'n verhouding is of dalk al was, dink bietjie daaraan indien u ander helfte vir u elke liewe dag sê ek is lief vir jou, omdat jy 'n geweer vashou en vir hulle sê as jy nie lief is vir my, skiet ek jou dood. Is dit liefde? Nee. God het nie 'n geweer op enige van ons gerig en vir ons sê, as jy my nie wil volg nie, onttrek ek my gees van jou en jy sal mors dood neerval nie. Hoekom is daar 'n sataniese beweging in die wêreld wat lewe? Mense wat Satan aanbid en hulle haal asem. Hulle haal asem, hulle het die lewe wat uit God uitkom. Daar's geen lewe op hierdie planeet behalwe lewe wat uit God uitkom nie. Dit wat God gee. Dit is liefde. Dit is liefde om kreature lief te hê, selfs wat teen jou rebelleer, en nog steeds vir hulle liefde te gee. So hoekom moet ons vir God bang wees? Ons hoef nie vir hom bang te wees nie. As hy nie eers die sataniste se lewens beëindig onmiddellik nie. Hoekom sal dit met ons doen? As ons kies om hom nie meer te volg nie. Hy sal nie. Wat gaan gebeur, is hy gaan vir ons sê, my kind, saam met al my ander kinders, is ek besig om op hierdie pad te stap. En dit is waar my hand van seëninge en beskerming is, op hierdie weg. Maar wanneer ons self sal kies, om weg te beweeg, wat gaan gebeur? Ons beweeg weg van die lig af in die duisternis. Dis wat Israel hulle gehaat het in die woestyn. In die dag was hy die wolkkolom, in die nag die vuurkolom. Hy het vir hulle daai leiding gegee. Hulle het self besluit om daarvan af weg te dwaal. Om daarvan af weg te stap. En omdat hulle self besluit het om weg te stap, het slegte dinge oor hulle gekom. Ja, die beeldspraak van die Bybel stel dit, dat God het slange gestuur om hulle te pik. Dis beeldspraak. Dit beteken, wanneer ons wegbeweeg van God af, gaan die slegte dinge outomaties ons lewens oorheers. That's a given. Daai spesiale beskerming onder die hand van God, het ons self besluit om dit te versaak. Maar as totale toewyding aan God, totale toewyding aan sy koninkryk is, in ons vryheid van keuse, wat beteken dit prakties vir ons in ons lewens? Beteken dit nou, ek moet my werk bedank, ek moet half alles verkoop wat ek het en halfpad oor die wêreld trek en gaan sendingwerk doen iewers in die Midde-Ooste of in die Filippyne of in China, in 'n kommunistiese plek waar Christene vervolg word.
Wat beteken dit? Hoe sê oom Bram, jy? Jy skyn die lig van die Here waar jy is. Elkeen van ons het 'n sendingveld waar ons elke dag wandel. Ons huismense, ons familie, ons vriende, ons kollegas, almal om ons is ons sendingveld. In ons toegewydheid aan die koninkryk van God reflekteer ons die beeld van God in daardie omgewing. Maar dit beteken ons hou niks terug nie. Ons kan nie 'n gedeelte van ons hart teruggee nie. Ons kan nie 'n gedeelte van ons lewe teruggee nie. Hoe verlos sou ek en jy gewees het as Jesus net halfpad gesterf het? As hy net gedeeltelik gesterf het? Net so voordat hy heeltemal sy asem op die kruis uitblaas, het hulle hom afgehaal en sy wonde versorg en hom nie laat sterf nie. Sou die prys betaal gewees het? Nee. Jesus Christus het totaal en al alles ingesit vir my en jou. En wanneer ons daai liefde van hom besef, wanneer ons dit verstaan, sal ons toegewydheid tot sy koninkryk totaal en al alles wees wat ons het. In ons oorgawe aan God moet ons noodwendig alles prys gee wat ons van hom kan skei. Dit sê nie ons moet alles prys gee nie. Dit sê ons moet alles prys gee wat ons van hom skei. En dit is moeilik. Dit maak seer. Wanneer jy gaan dink, wat hinder my in my geestelike lewe met die Here? Hoekom kry ek dit nie reg om in die oggende Bybelstudie te doen nie? Hoekom kry ek dit dalk nie reg om 'n betrokke te wees by die gemeente met uitreike nie? Hoekom kry ek dit nie reg om Hoekom kry ek dit nie reg om in die aande my gesin se toegewydheid tot die Here te bring nie? Wat gebeur wat my hinder? Wat doen ek daai tye wat my hinder? Dis moeilik. Dis moeilik. Maar ons kan nie aan twee wêrelde behoort nie. Ons kan nie aan twee gode behoort nie. Ons kan nie aan God en ook aan die wêreld behoort nie. As ons nie aan God behoort nie, is ons nie sy kinders nie. Daar is diegene wat voorgee om God te dien, terwyl hulle op hulle eie krag staat maak om sy wette gehoorsaam, onselfsugtige karakters te vorm en die saligheid deelagtig word. Wanneer ons nie ons oorgawe en ons toewyding aan God wil gee nie, dan sê ons okay, Heilige Gees, ek sal jou toelaat in hierdie gedeelte van heiligmaking, maar die res sal ek self draai. Ek sal dit self doen. Ek gaan nie alles oorgee nie, maar hierdie, moenie worry hieroor nie. Hierdie sal ek self doen. Moenie worry nie. Net daai, ja, ek sukkel daarmee, help my daarmee. I've got this. Moenie worry nie. Jesus het gesê in Matteus 6, niemand kan twee baase gelyk dien nie. Of hy sal die een lief hê en die ander een haat. In ons sondige natuur. Nie ons nie. In die mens se sondige natuur. Van nature in die sondige natuur, waarvoor is die mens lief? Sonde. In die natuur van God, wanneer die goddelike natuur in ons herskape word, waarvoor is die natuur van God lief? Liefde. God se liefde. Ons kan nie hierdie proses doen uit ons eie krag nie. Dis 'n proses wat slegs deur die werking van God gebeur. Maar God verwag nie dat ons enige iets sal prysgee wat wel vir ons goed is nie. As daar enige iets is wat vir ons goed is, tot voordeel is van ons geestelike lewe, verwag God nie van ons om dit prys te gee nie. In al sy handelinge dra hy ons belang op die hart.
Ons wens dat almal wat Christus nog nie aangeneem het nie, kon besef dat hy iets oneindig beter het om te gee as wat hulle dink of hulle vir hulle self soek. Dit wat ons dink is lekker, dit wat ons dink is gemaklik, dit wat ons dink is rustigheid. Dit wat ons dink verlof is, of 'n vakansie is. Vir God is dit slawerny. God sê, jy verstaan nie wat 'n slawerny jy is daar nie. Ek het soveel meer vir jou bestem, raak deel van my koninkryk. Wy jouself toe, totaal en al aan my koninkryk. Maar dan vra ons, hoe? Ek weet nie vir ouers, is kinders wat so klein is, hulle het daai vraagie hoekom. Nee, dit maak 'n mens soms mal. As hulle vra hoekom en jy gee 'n antwoord, dan vra hulle hoekom op die antwoord en dan moet jy nog 'n antwoord gee waarop hulle gaan hoekom sê. En dit is maar so self so met die mens ook. Hoe? Here, as dit is wat ons moet doen, hoe? Wat jy nodig het, is om die ware krag van die wil te besef. Verstaan wat dit beteken om vryheid van keuse te hê, om self persoonlik daai besluit te maak. 'n Besluit wat miskien lynreg teen jou sondige natuur is. Dit wat jy nou voel om te doen. Dit wat jy op jou gevoelens is, maar ek kan nie hierdie vertroue doen nie. Ek kan nie hierdie besluit in my lewe neem nie. Wat gaan die implikasies daarvan wees? As ek dalk nou hierdie pos verruil vir daai pos. Ek weet nie hoe verseker is ek van werk of inkomste by 'n ander pos nie. Ja, hierdie werk of hierdie pos wat ek nou het enorme implikasies vir my verhouding met God, maar ek weet nie so mooi. Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ek 'n paycut vat. Of miskien gaan ek deur die week met langer ure werk. Miskien gaan ek in ander omstandighede moet werk. Miskien is daar dinamiet in die omgewing. Die oomblik wanneer ek en jy besluit om Jesus Christus te volg. Die oomblik wanneer ons tot bekering kom en onsself aan sy koninkryk toewy, is daar dinamiet reg rondom ons in ons lewens, oralster waar ons gaan. Die Satan beplan dit baie, baie fyn. Want ons het oorlog verklaar teen sy koninkryk. Ons het sy koninkryk verlaat en 'n ander koninkryk gevolg. As mense oorlog sou vat, miskien daar in die Midde-Ooste, wat dink julle, hoe sal Israel voel as die helfte van hulle weermag skielik oorgaan na Hezbollah toe? Dink julle hulle gaan nog goed gesind wees? Dink julle hulle gaan vir hulle wapens en ammunisie en kos stuur? Nee, hulle het besluit om nie by die vyand aan te sluit. Dis dieselfde vir die Satan. Ek sê nou nie Israel is die Satan nie, asseblief, dis maar net 'n vergelyking. Dis dieselfde met die Satan. Wanneer ons kies om ons sondige natuur na te laat en te skuif na 'n nuwe koninkryk toe, dan gaan die Satan ons nie meer so lekker ondersteun soos wat hy ons ondersteun het toe ons in die wêreld van sonde geleef het nie. Ons moet besef wat die wil van ons, die krag van ons vrye wil is, van vryheid van keuse, om self daardie besluit te maak en te sê, ek neem hierdie besluit om myself totaal en al toe te wy aan die koninkryk van God, omdat dit die wil van God is. Nie omdat dit my wil is nie, omdat die wil van God is. En ek het besluit om my wil neer te lê daar by my sondige natuur en die wil van God te volg en te doen. Ek en jy kan nie ons harte verander nie. Ons kan God nie uit ons eie uit lief hê nie, maar ons kan kies om hom te dien. Ons kan kies om hom te volg. Ons kan kies om hom toe te laat om ons harte te herskape en sy liefde, sy karakter
in ons te plaas sodat ons kan leer wat liefde is, sodat ons kan ervaar wat liefde is en dan uit liefde uit optree. Maar self sonder die karakter van God, sonder ons toegewydheid aan die koninkryk van God, sal ons net ons self, ons eie kunsmatige liefde manifesteer in hierdie wêreld. Dit is waarna Paulus verwys wanneer hy sê die hoop beskaam nie, dis Romeine 5. Die hoop beskaam nie, want die liefde van God is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Die hoop beskaam hom nie. Met ander woorde wat Paulus sê, die hoop wat ons het, is ons nie in skaam nie. Omdat daai liefde van God in ons harte uitgestort is. Omdat ons kinders van God is, omdat ons toegewyde vryheid het binne-in die toewyding van Jesus Christus se koninkryk. Om te verlang om goed en heilig te wees, is goed in 'n sekere mate. Maar as ons daar ophou, sal dit ons niks baat nie. Baie wat maar net verlang en gehoop het om Christene te word, sal verlore gaan. Hulle het nooit by die plek gekom waar hulle self oorgee aan die wil van God nie. Hulle kies nie om Christene te wees nie. Deur die regte beoefening van ons wil, kan ons hele lewe verander word. Net om ons wil korrek toe te pas. Net om ons besluitneming korrek toe te pas. Hoe? Ja, dis hoe eenvoudig dit is. Besluit. 'n Besluit. Vryheid van keuse. Kies elke dag, elke oomblik om toe te wy aan die koninkryk van God. Deur ons wil aan Christus oor te gee, verbind ons onsself met 'n mag wat sterker is as al die owerhede en die magte. Ons sal krag van hom hoog ontvang om ons standvastig te maak en dus sal ons deur 'n gedurende oorgawe aan God in staat gestel word om die nuwe lewe te leef, ja, die lewe van geloof. Die lewe van geloof kan ons slegs lewe wanneer ons besluit uit die vryheid van ons keuse om toegewy te wees aan die koninkryk van God. Om die ou lewe na te laat, om die nodige veranderings in ons lewe te bring, om dit wat skeiding maak tussen ons verhouding met God skade maak, weg te vat, uit te haal uit ons lewens uit. Lewensverandering besluite te neem om toegewy te wees aan die koninkryk van God. Toewyding is die kind van God se deursettingsvermoë om te kies om in Jesus te bly. Dit klink moeilik. Dit is regtig nie so moeilik nie. Wanneer ons 'n besluit neem, bly by daai besluit. Wanneer ons terugkyk en ons kyk na die oneindigende liefde wat Jesus Christus vir ons het, die genade wat hy vir ons gegee het, wat ons aangeneem het vir verlossing, dan moet ons besef wat se voorreg dit vir ons is as sondige wesens om gered te word. Om nie self daai prys te gaan betaal nie. Nou moet ons toelaat om herskape te word, om toegewy te bly aan die koninkryk van God. En dit is my gebed, nie dat elkeen van ons individueel nie net dit nie, maar ons kollektief as 'n gemeente daai besluit sal neem, elke dag van ons lewens, om ons eie lewens aan God se koninkryk toe te wy, maar veral om die gemeente aan die koninkryk van God toe te wy. Amen.